Welkom by vandag se begeleide gebed. Het jy al ooit gevoel asof God van jou vergeet het? Jy bid, jy glo, jy probeer die regte ding doen, maar die lewe bly swaar. En dalk het jy al gewonder, Here, ek het gedink U het goeie planne vir my. Want jy weet, ons almal ken daai belofte uit Jeremia, in Jeremia 29 vers 11, wat sê dat ek alleen weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou dis mooi en is waar, maar soms lyk ons werklikheid net glad nie so nie. Want die siekte kom nog steeds, die finansiële druk raak erger, die verhouding breek, die onsekerheid hou aan, en dan wonder ons, Here, het U van plan verander? Maar luister nou mooi na Jesus se woorde in Johannes 16 vers 33. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle swaar kry. Nie miskien nie party van julle nie, julle sal. En skielik voel dit amper asof die Bybel homself weerspreek hierso. Aan die een kant 'n hoopvolle toekoms, en aan die ander kant swaar kry. Maar wat as hierdie twee verse nie teenoor mekaar staan nie, maar eerder mekaar voltooi? Jeremia vertel vir ons wat God se plan is, en Jesus vertel ons hoe die pad na daardie plan soms lyk. God het nooit beloof dat die pad maklik gaan wees nie. Hy het beloof dat hy getrou sal wees. Dis hoekom Jesus nie ophou by die woorde, in hierdie wêreld sal julle swaar kry nie. Hy sê verder, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dis die verskil. Ons vrede lê nie in die afwesigheid van probleme nie. Ons vrede lê in die teenwoordigheid van Jesus. Ons hoop lê nie daarin dat die storm nooit kom nie. Ons hoop lê daarin dat die een wat die storm oorwin het, saam met ons is. En dalk is dit presies wat jy vandag moet hoor. Hou op vir God vertel oor hoe groot jou probleme is, en begin vir jou probleme vertel hoe groot jou God is. Want jou probleem is groot, okay? Maar jou God is groter. Ek wil hê jy moet nou iets saam met my doen. Maak jou hand toe, hou dit styf vas, dink aan die een ding, die een probleem, die bekommernis, die pyn, wat vandag die swaarste op jou hart lê. Eerste ding wat jy aan dink. Hou dit vas. Nou, maak jou hand stadig oop, as 'n teken dat jy dit vandag in God se hande los. Nie omdat die probleem noodwendig vandag verdwyn nie, maar omdat jy onthou wie saam met jou daardeur stap. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U eerlik met ons is. Dankie dat U nooit beloof het dat die lewe sonder swaar kry sal wees nie, maar dat U beloof het dat U reeds die wêreld oorwin het. Vandag bring ons elke las, elke bekommernis, elke teleurstelling en elke traan na U toe. Gee vir ons nie net antwoorde nie, gee vir ons U vrede. 'n Vrede wat nie afhanklik is van ons omstandighede nie, maar van oorwinning, van U oorwinning. Help ons om elke dag ons oë op U te hou, en wanneer die probleme groot voel, herinner ons dat U is altyd groter. Here, ons vertrou U en ons volg U, ons is lief vir U, en ons rus vandag in U vrede, in Jesus se naam.